Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, hè? Wat 'n dag is hierdie? Dis petroldag. Maak seker jy kry jou petrol. My boetie, sussie, nêrens in God se woord staan na enigiets van 'n kry wanneer ons gaan mekaar nie abba nie. Die woord sê ons moet mekaar lyf en die Here het gesê volg my. So en dis wat ek en jy moet doen, ons moet die Here volg. Halleluja. My naam Daniel Gerber en ons gaan vandag weer 'n bietjie uit God se woord praat oor waaksaamheid. Nou is baie belangrik dat ek en jy waaksaam sal wees. Ons moet uitkyk. Daar sê ek maar 'n gesegde wat hulle sê, jy moet oë agter in jou kop en nou baie kinders sal sê my ma het oë agter in haar kop want sy weet alles. Maar dit is hoe ons moet wees. Ons moet waaksaam wees teen die dinge wat plaasvind. Ons kan nie blindelings in die lewe loop nie. Waak en bid altyd deur. Halleluja. Kom ons hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Lukas 21 hier vanaf vers 34 en die opskrif sê daar waaksaamheid. Maar pas op vir julle self. Dit is baie belangrik. Ons is altyd so, ons is waakons en ons is gereed teen iemand anderste. Maar die woord vandag sê vir my en vir jou waaksaam teen jouself. So pas op vir jouself en dit is baie belangrik. Maar pas op vir jouself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon, en die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk waar hy ons kan verslind, en waar hy ons kan lelik maak en leeg maak en kan vernietig. Dit is sy doel, is om vir my en jou te vernietig, dat jy voel soos 'n niks werd, en dat jy nie goed genoeg is nie, maar jy moet waaksaam wees, jy moet pas op, dat dit nie oor jou kom nie. Die woord waarsku ons. Hy sê verder, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. So gaan daar goeders oor ons pad kom, gaan daar moeilike tye wees, verseker. Maar ek en jy moet waak en bid, dat hierdie goed ons nie oorval nie. Laat ons nie in die struik van die vyand val, en dan op 'n hoopie sit en sê, weet jy wat, ja, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek kan nie dit nie, ek is nie gemaak vir dit nie. Nee, jy is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus, want hy het sy krag in jou gesit. So staan op vandag, wees waaksaam, staan op teen die vyand, en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Hy sê vir ons hierso, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag kan word. So jy is waardig. So jy moet beskermd wees in Jesus Christus, volg hom, laat hy jou lei, waar jy sal weet, jy is waardig. Amen. Hier is 'n kort boodskapie vanmôre, om vir jou te sê dat jy is waardig in die oë van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Ja, Here, baie kere dan voel ons maar net nie goed genoeg nie. Ons voel, ons kan nie, en ons is nie reg vir hierdie taak wat vir ons opgelê word nie, maar Here, dankie dat ons vandag kan opstaan, en waak en bid, sodat ons nie sal val in die vyand se kloue nie. Here, beskerm ons, lei ons, dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus, staan op, want jy is waardig. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê, en onthou, dan kry jy jou petrol. God bless.